Alright, hallo, ek's Christo. Hi, ek's Ilse Marie. Hierdie is Samzone en kom ons begin by die begin. That's it. En met dit bedoel ons natuurlik nou nie 'n weird gesegde nie, ons bedoel letterlik die begin. By die begin ons. Kom ons begin by die begin. Kom ons doen dit. As jy wonder wat die begin is 'n nuwe, wat noem mense hulle, 'n orkesie. Folk-ish orkes. Dis basies Jaco van Bittereinder Yes. se folky side project. En ek dink is cool. Daar's 'n girl ook daar binne en hulle het verskillende instrumente en is, jy weet, baie interessant. Dis 'n band met 6 mense in wat instrumente soos 'n kagon en 'n banjo en 'n melodika, en 'n trekklavier en gitare in het. Ons het nou geluister en die beste beskrywing wat ek mee vir die begin kon opkom is, dit klink soos klopjag wat kan sing met 'n bietjie van Lorika Raug in. En jy het iets gesê van those Gregorian people that... Ja, dis is... Wat jy sê? As jy so maak die Gregorian people. Dis 'n mixture van dit. Dis my opinion. It's very nice. Dis cool. En die beste is, hulle het nou 4 songs wat jy verniet kan gaan download. So, ek dink ons sal vir die linkie onder sit, dan kan jy die begin se 4 tunes gaan verniet download. Een van hulle, Brand Suid-Afrika, hulle het 'n cover gedoen van Fokhof Polisiekar. In fact, ons speel hom sommer gou. That's facts. Veilig wees, ons geweten skoon, ons sluit toe die deur. Ons het petrol gevat en ons het brûe afgebrand, voordat ons aan die ander kant was. En ek besef nou eers, bloed en yster, bloed en grond, bloed en olie, bloed en grond, bang en lui en desperaat. Daar's niks net sonder die son nie, en in die skade weer, brand Suid-Afrika. Wel, ja, dit was die begin se cover van Brand Suid-Afrika. En ek dink is lieflik. Asof jy al die inligting as jy 'n paar van hulle songs wil gaan download vir jy neersit as klopjag /Lorika/ musiek in jou smaak is. Alles kunstig. Anyway. Dan iemand wat ook 'n nuwe single hierdie week vrystel, die Heuwels Fantasties. Hulle het vroeër hierdie week 'n voorsmaakie gegee van hoe dit gaan klink. En ons na die voorsmaakie gaan luister. Dit klink soos Heuwels Fantasties. Die song se naam is Beloofde Land en ja, jy kan op die linkie onder gaan klik om na hom te gaan luister. As jy die hele single wil hoor, hulle join ons hierdie Vrydag op die Martin Base Drive show op Jacker and FM, ek weet. Hulle join ons daar, ons gaan 'n bietjie met die manne kuier, hulle gaan die hele nuwe single, dis is hulle, wat noem jy dit? Premiere. Van Beloofde Land. Soos ek sê, very die Heuwels sound to it. Hoe weet jy en is op Jacaranda? Sneaky. Jy sal my ook hoor tussendeur dan Vrydag. So ja, kom ons gebruik, op hierdie podcast gebruik ons dit suiwer om ons eie persoonlike agendas te bevorder. Anyway. It's in the name of rock. Maar okay, so die Heuwels was nice, ek like it. Maar, hey, what's it, gigs? Yes, gigs you gotta go to hierdie naweek.
Ook ons gaan Joburg toe, as dit in jou vibe is om in Joburg te gaan drink. As jy nog geld het, oor het. Eiking speel by Tans Cafe, dis Saterdag die 22ste. As jy in die KP is, Goodnight Wembley speel Saterdag die 22ste by Aanklas in Stellenbosch. En Saterdag die 22ste is 'n vreeslike besige datum lyk my vir gigs, want Moses Metroman speel ook in die Kaap by The Brass Bell. Dan terug na Pretoria toe, die groot een wat gebeur is 'n annual festive nou. Vredefeest. Dit gaan lekker wees. In Hatfield Square, Heuwels, Bittereinder, Tuindwergies en 'n band met die naam van Die See. Dink jy die Heuwels gaan 'n nuwe song daar speel? Ek glo hulle sal. As hulle hom premier Vrydag gaan hulle hom Saterdag speel by Vredefeest. Cool. Die nice thing is as jy nog nie 'n goeie daad vir die jaar gedoen het nie, as jy nog nie bietjie bygedra het vir die community nie, gaan Vredefeest toe, want dit word gereël deur die Vrede Foundation en wat hulle doen is, hulle raise cancer awareness en hulle samel ook fondse in vir jong Suid-Afrikaanse kankerleiers wat nie mediese fondse het om hulle medikasie te betaal nie. En klim op dis jong Suid-Afrikaners. Ja. So 15 tot 29 basically is die demografie. So dis jou goeie daad, kom uit by Hatfield Square Vredefeest en gaan help iemand daar. Voel minder skuldig oor die kak wat jy aanjaag in die lewe en doen iets goeds vir kankermense. Maar sticking to Pretoria, Vrydag aand actually by Arcade Empire is dit Southern Gypsy Queen. Yes. Hulle is op hulle 10 jaar rock viering toer. Band waarvan ek eerlikwaar nog nooit gehoor het nie, van Durban af, is Sleep in Transit. Ja, maar hulle kan mos nou nie meer optree in Durban nie. Ons laasweek vertel wat daar aan die gang is, so nou kom hulle hiernatoe. En Dance Here on Fire, 'n band wat geweldig vinnig, geweldig sterk op my begin groei. Stadig maar seker. Actually relatief vinnig. Elke keer wat ek sien like hulle al meer. En die lekker ding van hulle is hulle het so gepraat van Dance Here on Fire. Hulle het actually 'n nuwe music video gerelease nou 18 September dink ek. Yes, van die song Carry You. Baie nice tune. Like dis baie rustig. Ek probeer uitfigure honestly, ek het nou die video gecheck. Jy kan hom ook hier onder gaan loer, né? Maar ek het hom geloer en ek probeer uitfigure is dit kuns of net 'n boring video? Want as dit kuns is dit actually amazing. As dit nie veronderstel is om iets dieps en kunstig te wees, dan is dit actually 'n bietjie boring video. Dit is klomp chicks. Van hulle lyk vir 'n bietjie emo en onthou daar staan beeldjies wat jy in die 80s in mense se huise gekry het. Van die vroutjies wat so staan. Daar's baie van dit in. So of ek en Chris is net plain of stupid dat ons die dieper betekenis agter die situasie kan inlees nie. Maar weet jy wat nou, ek kan nie sê dis boring nie. Because we watched it to the end. Waar ons gewoonlik sal in die halfpad net ingesny het en gesê ja, as ek klomp snert, we don't care. Dit is 'n goeie punt. Ek dink ek gaan weer gaan kyk. Actually tot die einde gekyk. So it's not going to win any awards anytime soon. Ek gee dit so 6.5 uit 10 het as ek moet. Definitely wasn't bad. Not groundbreaking, but ja, check it out, Dance Here on Fire, en as jy hou van die videoetjie gaan loer uit Vrydag aand. Ek het gewegkom van rock music en pop music news wat my oog gevang het vanoggend. Dit is Woensdag vandag. Daar het 'n artikel uitgekom van Lady Gaga smokes weed on a stage in Amsterdam. En voor jy begin, ja, jy weet, weed is nie dwelms nie. Just before you say that, onthou hierdie vrou het 13-jarige meisietjies wat haar idolize en jy weet hulle kyk nou op. And here, to me, she just promotes drugs. En dit is iets wat ons samelewing nie nou nodig het nie. Ek meen, girls gaan op die ouend in prostitusie in as gevolg van dwelms, hulle steel. Ek sê dit nie almal nie, maar meer belangrik is dit nog. Jy's klaar dom genoeg as jy vir Lady Gaga like. So wil jy hulle regtig nog dommer maak? Ek is nie maar om musiek nie, but she's still a fantastic artist. Want sy kan sing en sy kan baie goed klavier speel. But ek sal net nie as 'n idol dwelms promote onder die jeug nie. People die. Kinders gaan dood van dwelm gebruik. Ja, honestly, ek dink dit is verskillend, soos jy nou gesê het, maar as 'n hard rock death metal band whatever op stage gaan staan en hulle ding doen, fine. Hulle is nie regtig 12-jarige kiddies wat hulle like nie. Dit is 'n verskil. Dit is net, I think she crossed the line completely as ek ouer was, so ek heeltemal stop gesit het. Ons praat nou ook best te lank oor Lady Gaga. Ja, maar ek is kwaad daaroor. Ek is genuinely kwaad daaroor. As jy wil dwelms gebruik, do in your own capacity. Dis Lady Gaga nou. En Gaga is Gaga. Sien die koneksie, Lady Gaga? Ja. Hoor jy op daai hoë noot? Bedoemtes. As jy enigstens 'n kommentaar wil gee op die krap wat ons vir jou vertel, jy kan vir ons 'n comment los hier onder op die blog. Of jy kan ons kry op Twitter, ek is Elsje Marie 1. En ek is Baas de Beer. Wie gaan die wysheid vir die dag gee? Jy. Ek.
Wysheid vir die dag van Christo af. Koop 2-ply toiletpapier want jou gat is dit werd. Tata. Bye.